Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord vir vandag, die 9de Mei, kom uit Genesis 18 uit. En dit is net nadat God vir Abraham gesê het, dat hy volgende jaar die tyd 'n seun sal hê, en waar Sarah mos in die tent gelag het, en dat die Here mos gesê het, is daar iets wat vir my onmoontlik is. En nadat hy nou vir die Here bedien het, die kos en alles, het Abraham nader gekom en hy het gesê, sal hy ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Want dit is in hierdie gesprek ook, wat die Here vir Abraham gesê het, dat hy na Sodom en Gomorra gaan kyk, en dat hy dit gaan verwoes. Hoe pleit Abraham? Hy sê, as daar 50 regverdiges in die stad is, sal u dit ook ombring, en die plek nie spaar nie? Laat dit ver van u af wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 kry, dan sal ek die hele plek spaar, om hulle ontwil. En so het Abraham aangegaan. En hy sê, en as daar nie 50 is nie, sal u dit verwoes. Dan trek hy by 40, en hy het verder gesê, sal u vir 40 te doen. Hy sê tog, Here, asseblief, moenie kwaad raak nie. En as u 30 daar vind, en hy antwoord, ek sal dit nie doen, as ek 30 vind nie. En toe kan ek sommer net sien hoe Abraham daar rondtrippel. En hy sê, en as daar 20 is, sal hy dit dan nie verwoes nie. En so het die gesprek aangegaan. En hier kan jy agterkom dat Abraham regtig al moes sien wie agter geraak het. Hy druk die Here self verder om te sê, en as daar 10 is, Here, en hy antwoord, ek sal ter wille van 10 dit nie verwoes nie. En die Here het weggegaan, toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Nou in hierdie deel pleit Abraham vir ander se lewens, wat hy nie eers ken nie. En ons kon sien daar was 'n spesiale band tussen die Here en Abraham. Hoe Abraham die Here gesien het saam met die 2 manne wat by hom kom kuier het, en vir hom die nuus gebring het, dat hy sy eie seun sal hê. En baie keer dink ek en jy ook, dit kos net spesiale mense, wat sy gebed verhoor sal word, dat ons nie kan bid nie, maar dat eerder hulle vir ons moet bid, as dit nou groot stories en situasies is. Maar juis daarom is Abraham se verhaal opgeteken, dat Abraham nie reuse geloofstree gegee het in die begin nie, maar babatreetjies. Hier sal jy dink, toe Abraham nog maar net gehoor het, dat hy en Sara kind sal hê, dat het 'n groot geloof gevat het van hom om vir Sodom en Gomorra in te tree. En dit het groot geloof gevat om voor die Here te bly staan en te vra, selfs as daar 10 is, moet dit nie verwoes nie. En in Genesis 22 vers 2 raak dit so erg, hierdie geloofstreekies wat Abraham gegee het, dat God na hom toe kom en vir hom sê, vat jou seun, jou enigste seun, wat jy lief het, en offer hom vir my. En so kan ons sien, hoe Abraham die berg Moria uitklim, en waar Isak die hout gedra het, waar daar geen offerlam was nie. Hoe Isak langs die pad vir sy pa gevra het, die hout is hier, die vuur, maar waar is die lam, wat ons dan moet offer? En Abraham het net gesê, die Here sal voorsien.
En tog het hy vir Isak vasgebind en die mes gelig om hom te offer. En die oomblik toe hy die mes gelig het, het hy die stem gehoor van die Here wat sê, dit is nie nodig nie. En hy het die geblaar gehoor van die ram, wat sy horings vas was aan die takke, en daar het die Here voorsien. Hier kan ons die sekerheid sien, dat geloof wat nie wankel nie, God altyd regverdig en getrou sal vind. Die groot openbaring hier, is dat in ons lewens, wanneer ons God begin bevraagteken, ons nie die plek kan bereik van geloof om so vaste verhouding met die Here te hê, soos wat God met Abraham gehad het nie, daardie vriendskap. Want dit is wat geloof is wat die Heilige Gees my verduidelik het. Dis vertroue, dis 'n vaste, liefdes, lewendige verhouding, wat jy met God het as Vader, met Jesus as jou redder, en met die Heilige Gees as jou trooster. En God sê daar vir hom, omdat jy my vertrou het, en ek jou kon vertrou, sal ek jou verseker seën, en jou nageslag sal geseënd wees. Genesis 22 vers 17. Ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag sal groot wees, vermeerder soos die sterre van die hemel, soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. Jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Dit is so in my hart vanoggend om vir jou te sê, jy wat luister na die boodskap, jy kan die een wees, soos 'n Abraham, soos 'n Ester, wat die hele nageslag 'n draai laat gee. Ja, jy kan die verandering bring, waar jy begin intree vir mense, en die Here jou gebed verhoor. Om nie net aan jouself te dink nie, maar om in die ongemak te gaan, en partykeer soveel goed net op te offer, sodat die Here jou gebed verhoor. Jesus kom en hy sê vir ons baie duidelik, hy sal ons sy vrede gee, wat nie vrede van hierdie wêreld is nie. Wat sal dit jou kos, om daardie vrede te vat, wat Jesus vir jou gebring het? Verseker gaan dit jou kos, waar jy in communion mense moet vergewe, mense moet vryspreek, selfs mense wat die naaste aan jou is, wat onvrede bring. Jy kan nie vir mense kies hoe hulle moet wees nie, maar jy kan wel bid, om dan te kom na Jesus toe, en aan sy liggaam te neem vanoggend, dit in te neem, dit te eet, daarmee gevul te word, sodat elke wond, wat jou bring by die plek van twyfel, genesing kan ontvang. Dat jy sal weet, die Here hoor jou, en die Here wil nie net jou seën nie, maar ook jou nageslag. Amen.